Vriende, goeiemôre. Die kerkraad het Sondag wat verby is besluit dat ons nie 'n insit Pinksterreeks hierdie jaar gaan doen nie. Die paaie is eenvoudig te sleg en dis nou 6:00 in die aand en dis omtrent wanneer dit donker word en dan raak dit baie moeilik om huis toe te ry vir die wat dan wil kom. Verder het die kerkraad ook gesê dat dit vanweë die feit dat mense besig is en aan die gang is en 6:00 in die aand 'n ongemaklike tyd is, die bywoning waarskynlik nie so goed gaan wees soos wat mense sou verwag nie. So het ons toe besluit, ons kyk volgende jaar weer as die paaie beter is of ons nie beter bywoning kry, as ons dalk 'n insit reeks hou, maar vir hierdie jaar gaan ons nou nie 'n insit reeks hou nie. Ek het toe onderneem en ons kan nie 'n reeks net afstel, ons kan geen erediens net afstel nie, dan moet iets in sy plek kom. So ek het toe gereël met die kerkraad dat ek vir julle die Pinksterreeks sal doen, by wyse van video-opnames, videoboodskappe en ook stemboodskappe, wat jy, as jy nie baie data het, kan jy dit gewoon op WhatsApp luister. So dis nou waarvoor ek nou vanmôre hier op hierdie donderdagoggend 1 Mei, wat ook nog werkersdag is, by julle kom kuier. Ek wil graag vir julle die gedagtes wat ek in Pinkster met die gemeente sou wil behandel, wil ek graag met julle deel. Ek het gedink dat ons so 'n bietjie 1 Johannes gaan bekyk. Want 1 Johannes is een van daai briewe in die Nuwe Testament wat 'n klomp vrae by mense ontlok. Onder andere 1 vers 9 is, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons deur die bloed van Jesus te reinig. Daardie gedeelte. Hoofstuk 2 se gedagte rondom die hele idee dat Christene nie meer sondig nie, en as ons sondig, dan het ons die parakleet, die Jesus as die advokaat in die hemel, ons advokaat in die hemel by God. Hoofstuk 3 vers 9 rond het omtrent die belangrikste van hierdie goed wat 'n mens in konflik bring met die gedagtes van die evangelie, en dit bename dat Johannes konstateer, 'n kind van God sondig nie meer nie. En dan sit hy 'n punt agter. Hy beredeneer dit nie verder nie. Hy gaan aan om dan oor Kain en Abel te praat. So ek het gedink, miskien moet ons so 'n bietjie na die boek kyk en sommer net die Johannes evangelie so van voor tot agter deurwerk. Nou dit kan ek nie in 4 dienste doen nie. Dit gaan eenvoudig te lank word. So ek het nou besluit ek gaan met julle die Johannesboek behandel. Ek gaan dan nou volgende week elke aand, maandag tot donderdag, gaan ek elke aand vir julle 'n video beskikbaar hê, wat dan oor een van die perikope van 1 Johannes gaan handel. En dan is ek nog nie seker of ons dit op 'n 2 video's per week of 3 video's per week basis gaan behandel tot ons klaar is nie. En dan wanneer die werklike Pinkstertyd in Junie maand aankom, dan doen ons weer 'n Pinksterreeks. Ons besluit weer hoe wil ons dit inrig, en ons gaan aan met videoetjies vir u om na te luister. Nou vanmôre, die doel van vanmôre se byeenkoms, van vanmôre se videoetjie, is om vir julle so 'n bietjie agtergrondinligting oor Johannes te gee. Dit is baie belangrik dat ons die inleidingswetenskap van die boek in ons koppe sal hê wanneer ons 'n boek begin bestudeer. Nie net in terme van die prediking nie, ook in terme van jou eie Bybelleesprogram en veral in terme van as jy in jou Bybelleesprogram 'n bietjie dieper wil ingrawe, is dit verskriklik belangrik dat ons die inleidingswetenskap van die boek onder die knie sal hê. Nou ek gaan vanmôre probeer of vir julle net 'n klompie van die vrae wat in die inleidingswetenskap gevra word en waarop dan antwoorde gesoek word, vir julle deur te gee en sommer met julle te behandel, sodat julle lekker kan sê, nou weet ek, wat is dit wat 1 Johannes
of wat Johannes in 1 Johannes vir die gelowiges onder sy sorg wil sê. Maar voordat ons daarmee begin, is dit miskien 'n goeie tyd as ons net eers 'n gebed doen. Hemel Heer, ons is so vol dankbaarheid en liefde vir U, want ons as gelowiges verstaan dat ons vir geen oomblik kan verdien dit wat U vir ons kom gee nie. U gee vrylik uit genade 'n geweldige klomp gawes. Nie net die geloof om in Jesus te kan glo nie. Dit is waarskynlik die voorste van al die gawes wat U vir ons gee, dat ons die geloof van U ontvang het. Maar U het ook as die belangrikste gawe vir ons die Heilige Gees gegee wat in ons woon en wat vir ons lei om in die waarheid te lewe. Wanneer ons begin werk aan 'n boek waarin juis die waarheid so ter sprake kom en juis die waarheid so teen die leuen van die valsleraars opgeweeg word, wil ons vir U vra, sal U asseblief vir ons vandag en ook in die res van hierdie reeks baie duidelik lei, sodat ons, as ons klaar is met hierdie reeks, kan sê, ons het regtig ons bes probeer om te sê, so sê die Here. Sal U asseblief vir ons daarin begenadig om Jesus ontwil. Amen. Nou wil ek 'n opmerkingkie maak voordat ek begin met die vraag, en dit is, ek het ook gesê, ek gaan vir my nie aan 20 minute laat bind nie. As die videoetjies 30 minute lank is, dan vra ek dat U maar geduldig luister daarna, dat U maar 'n pen en papier vat en 'n bietjie aantekeninge maak oor die goed wat ek vir U nou probeer deurgee, en as U dan 'n paar aantekeninge gemaak het en ons begin later werk met die teks van 1 Johannes, dan kan U altyd terugverwys na die goedjies waaroor ons dan nou vanmôre gaan praat. Nou in die inleidingswetenskap is een van die eerste vrae wat ons vra, is gewoonlik, wie het die boek geskryf? So dit is nogal vir ons 'n belangrike ding, want ons moet die boek waarmee ons besig is in konteks verstaan, en ons kan dit net in konteks verstaan as ons weet wie is deur God gebruik of geïnspireer is, miskien in ons gereformeerde terme, die beter woord, wie is deur God geïnspireer om hierdie goed wat in hierdie boek staan te sê. Nou is die algemene ooreenstemming, en ek kan of julle verveel met 'n klomp redenasies daaroor, ek gaan nie, maar die algemene instemming onder gelowiges is dat die boek geskryf is, hierdie brief, saam met die 2de en die 3de Johannesbrief, en ook die evangelie van Johannes en Openbaring deur een persoon, en by name dan die apostel Johannes. Hy was die disipel van wie daar in die evangelies gesê word, vir wie Jesus baie lief was. Hy was ook die disipel wat by die laaste maaltyd teen Jesus se bors aangelê het. Onthou, die mense het so gelê langs die tafels, hulle het gesit op 'n stoel aan 'n eettafel soos wat ons daai tyd vandag doen nie. Hulle daai tyd het hulle so half gelê aan die eettafel om saam te kan eet. So hierdie disipel Johannes het dan saam met die ander 10 het hulle apostels geword. En dan word Paulus mos nou deur God gekies as die 12de apostel in Judas se plek, alhoewel Petrus 'n ander plan daarmee gehad het. So ons kan met mekaar ooreenkom, die skrywer van hierdie boek was Johannes, die apostel wat die boek geskryf het. Hy was ook 'n broer van Jakobus, maar nou nie die Jakobus wat die Jakobusbrief geskryf het. Die Jakobusbrief is geskryf deur 'n broer, of dan nou liewer 'n halfbroer van Jesus. Hierdie Jakobus was 'n broer van Johannes, en hulle twee word in die evangelies beskryf as die seuns van Zebedeus. So ons weet met wie ons te doen het. Ons het met Johannes te doen, ons het met 'n absoluut toegewyde gelowige te doen, iemand wat sy hele lewe, vandat hy 'n baie jong man was, want dis hoe ons hom in die evangelies leer ken, tot in die rype ouderdom van meer as 96 jaar, wat hy oud geword het, sy hele lewe
aan die saak, aan die persoon en die saak van Jesus Christus toegeken het. Die tweede vraag wat ons graag vir die in die inleidingswetenskap vir die teks vra is, waar is hierdie teks neergeskryf? En die antwoord daarop is waarskynlik in Efese. Daar is 'n klomp geleerdes wat bevestig, 'n klomp vroeë kerkvaders wat bevestig dat Johannes in die laaste fase van sy lewe, waarskynlik die laaste kwart van die eerste eeu na Christus, in Efese gebly en gewerk het, en dat hy van daar af ook evangelisasieaksies uitgeloods het na verskillende plekke waar hy die evangelie of self gaan verkondig het, of van sy leerlinge gestuur het om te gaan verkondig. So ons kan redelik seker wees daarvan, dat die boek in Efese geskryf is. Wanneer is die boek geskryf, is die derde vraag wat ons graag vir die evangelie vra, of vir die teks vra wanneer ons daarmee besig is. En hier moet ons vir mekaar sê, ons weet nie. Daar is geen aanduiding in die boek oor wanneer die boek geskryf is nie. Maar, omdat Johannes in die laaste kwart eeu van die eerste eeu na Christus, die laaste 25 jaar van die eerste eeu na Christus, in Efese gebly het, omdat hy alreeds 'n redelike bejaarde man was, en hy in sy bejaardheid probeer het om regtig die evangelie wat hy geleef het, die evangelie van Jesus Christus wat hy geleef het, om dit regtig so wyd as moontlik te versprei, maak geleerdes die afleiding dat hy die boek geskryf het iewers tussen 90 en 95 na Christus. Hoe weet ons dit? Want hy is in 96 na Christus, kort nadat hy die openbaring ontvang het en neergepen het, is hy oorlede. So dit kan nie later as 96 na Christus wees nie, en so iewers tussen 90 en 95 na Christus. So eintlik aan die einde van die eerste eeu na Christus, en baie jare tussen die kruisiging, die koms en die kruisiging van Jesus, het Johannes dan nou hierdie brief opgeskryf. Hoekom skryf hy hierdie brief? Is die volgende vraag wat ons moet vra. Dit is dan nou die vierde vraag wat ons moet vra, en die antwoord kom uit die boek uit self. Johannes is die hele tyd besig met 'n klomp geloofsteenoorgesteldes waarmee hy werk. So hy werk byvoorbeeld met die geloofsveronderstelling van Christus teenoor die geloofsveronderstelling van die anti-Christ. Hy werk met die geloofsveronderstelling van lig as symbool van ordening, van die goeie, van die mooi, teenoor duisternis of donker, as die symbool van chaos, van die slegte, van die lelike, van die kwaad. Daar is baie besondere redes hoekom hy met hierdie teenoorgesteldes werk, en ek sal nou daarby uitkom. Maar hy werk byvoorbeeld ook met die gedagte van die liefde vir God en van God, en dan die mens se liefde vir die wêreld. Hy werk byvoorbeeld met die gees van Christus en ook die gees van die anti-Christ. En hierdie konfrontasie tussen hierdie teenoorgesteldes wat Johannes doen, moet ons tog baie duidelik opmerk, word nooit liefdeloos gedoen nie. Johannes self beveel aan mekaar deur die loop van die boek aan, en julle gaan dit agterkom soos wat ons die boek behandel, dat die handelinge van 'n gelowige altyd in liefde gedoen moet word. Maar hy erken ook dat daar optredes in hierdie wêreld is wat nie reg is nie, wat verkeerd is. Om mense daarvan sê, hy praat van regverdigheid en onregverdigheid. Hy praat van geregtigheid en ongeregtigheid. Alles daardie begrippe wat reg en verkeerd teenoor mekaar stel in hierdie wêreld. En dit is nogal belangrik dat ek en jy dit ook raak sien. Dat ons sal weet dat dit is waarom Johannes hierdie brief skryf. Die volgende vraag wat ons vir die teks wil vra is, wat is die sentrale gedagte van die boek? Waarom
het Johannes die boek geskryf. Nou tradisioneel, as 'n mens nou in die oudtydse kommentare gaan lees, wat ek nog mee groot geword het, was daar altyd nou hoofstuk 5 vers 13 verwys, en is daar dan nou gesê, dat Johannes die brief geskryf het, sodat die gelowiges kan weet, dat hulle die ewige lewe het. Dit is nie heeltemal die sentrale gedagte nie. Dis deel van die sentrale gedagte, maar op 2 ander plekke, wat 'n mens sommer net soos jy oppervlakkig deur die boek lees, kan raak sien, kom jy vinnig agter dat hierdie, ek skryf vir julle omdat, of sodat julle kan weet, dat julle veilig is, dat julle die saligheid beerwe, dat hierdie woorde, ek skryf vir julle sodat, dat dit op 2 ander plekke in die brief ook voorkom, wat bietjie daai hele teorie oor die sekerheid van geloof en die sekerheid van verlossing so bietjie in die lig laat hang. Onder andere sê hy in hoofstuk 1 vers 3, ek wil net weer daar kom, sê hy in die hoofstuk 1 vers 3, dat hy die brief skryf, sodat die gelowiges, die mense aan wie hy skryf, gemeenskap met die Vader en die Seun en die apostelgroep kan hê. Dit in hoofstuk 1 vers 3, en dan in hoofstuk 2 vers 1 sê hy weer, ek skryf vir julle hierdie brief, sodat julle nie moet sondig nie. So, dit hang 'n bietjie die hele ding in die lig. Waar lê die sentrale gedagte van Johannes dan? En ons gaan nou, wanneer ons hoofstuk 1 maandag behandel, gaan ons lekker diep daarin loop grawe. Maar nou op die oppervlakte net die gedagte, dit gaan daaroor dat ons wat die afstammelinge van die apostelgroep is, dat ons soos die apostelgroep in 'n werklike verhouding met 'n werklike Jesus, wat 'n verhouding met 'n werklike Vader het, dat ons in so 'n werklike verhouding met Jesus en met die Vader lewe. Dis baie belangrik dat ons dit verstaan, want jy sien, die valsleraars, en daaroor gaan ons later baie meer sê, die valsleraars het gesê, Jesus was nie 'n werklike persoon nie. Hy was net 'n skynpersoon. Dit was een van die maniere waarop hulle gedwaal het rondom Jesus. So as jy dit nou in gedagte hou, en jy sien dat daar in die sentrale tema van die boek lê, dat ons wat werklike mense is, 'n werklike verhouding met 'n werklike Jesus het, wat ook weer vir ons lei in 'n werklike verhouding met die Vader, waarin ons so saam met die apostelgroep deel tot in ewigheid. Ek hoop nie hierdie werklikhede het jou nou bietjie deurmekaar gemaak nie. Hou hulle net vas. Ons is werklike mense, ons leef in 'n werklike verhouding met 'n werklike Jesus, 'n werklike Vader, en ons het dus saam met die disipelgroep of die apostelgroep 'n werklike gemeenskap met die Seun en met die Vader. En as ons in hoofstuk 1 daaroor praat, gaan ons dit 'n bietjie beter verduidelik. Daar is 4 basiese temas wat deur die loop van die boek aan die orde kom. En dit dan by name hierdie gemeenskap met God en mens, wat alreeds in hoofstuk 1 sommer baie sterk na vore kom, en daarna die toewyding van die gelowiges aan Jesus Christus. En julle sal onthou, ek het net nou gesê, Johannes het sy hele lewe, vandat hy 'n baie jong man was, waarskynlik hier so 17, 18, 19 jaar oud, tot aan die einde van sy lewe in 96 na Christus, het hy sy hele lewe aan die saak en die persoon van ons Here Jesus Christus gewy. En éventueel is dit ook wat God van ons vra, dat ons lewens aan hom sal wy. Maar soos die mense wat saam met Johannes geleef het, nie almal die hele tyd daarmee besig was nie, nie die hele tyd 'n volle aandag daaraan gegee het nie, so moet ons ook ons eie verantwoordelikhede in hierdie wêreld nakom, wel wetende dat ons in 'n baie innige toewyding aan die Here lewe.
Die derde themaatjie waarmee Johannes hier besig is die verwerping van die vals leraars. Nou ek gaan nie vanmôre vir julle verskriklik verveel met die vals leraars nie, maar die vals leraars van hierdie tyd was waarskynlik 'n vroeë stadium van 'n dwaling wat bekend gestaan het as die gnostisisme, en dit kom van die Griekse woord gnosis wat kennis beteken, en hulle het basies geleer dat as 'n mens dit nou regtig in die heeltemal basiese afbreek, het hulle geleer dat 'n mens net deur 'n soort van mistiese kennis langs 32 stappe wat jy moet oploop by die ware God kan uitkom. En in hierdie proses het hulle van Jesus van sy menslikheid ontneem, en kon hy dus nie meer as volledig mens vir ons sterwe nie. Daarom het hulle hom van sy verlosserskap ontneem, van sy middelaarskap ontneem. Uiteindelik het hulle van Jesus niks anders gemaak as 'n gees wat oënskynlik in 'n liggaam verskyn het. Dis wat hulle van hom gemaak het. Maar daaroor gaan ons 'n hele klompie meer gesels. So ons het gemeenskap met God en mens, toewyding en die verwerping van vals gelowiges, en dan die versekering dat ons die ewige lewe het. Dis 'n sentrale tema in Johannes. So ons is so min of meer amper aan die einde van dit wat ek graag vir julle wil sê. Hierdie klompie vrae is nou nogal van die allergrootste belang, en ek sien ek het dit so in 21 minute reg gekry vandag, en ek is baie bly daaroor, want as dit video 30 minute lank raak, dan weet ons uit navorsing alreeds, kyk mense, die maak die video oop en sien hoe lank hy is en maak hom toe en sit hom een kant, want hulle wil weer met die gedagte om later te kyk, en dan kom hulle nooit daarby uit om dit te kyk nie. So, ek wil vir jou uitnooi, kyk hierdie videoetjie van die begin af deur tot nou toe, en dan, as jy daarmee klaar is, maak of terwyl jy daarna kyk, maak 'n klompie aantekeninge oor hierdie vrae, want hierdie vrae gaan so wederkerend, elke nou en dan, in elkeen van die hoofstukke, wat ons dan met mekaar gaan behandel, gaan hulle voorkom. Maandag DV praat ons oor hoofstuk 1 vers 1 tot 10, eintlik loop die perikoop tot hoofstuk 2 vers 2, en miskien sal ek hom so hanteer, ek wil nog kyk daarna, en dan Dinsdag, Woensdag, Donderdag, dan kyk ons hoe ver kom ons in die boek, en dan gaan ons oor die naweek, en dan weer Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, en dalk is Vrydag, kyk ons waar ons uitkom, of ons nie dalk met die boek kan klaarmaak, en julle 'n geheel oorsig oor die evangelie, die eerste brief van Johannes het nie. Mag die Here vir julle baie ryklik seën. Kom ons sê net vir hom dankie. Dankie Heer, dat u woord vir ons gegee het, dat ons daarin kan lees, dat ons daaroor kan nadink, dat u vir ons ook mense gegee het wat diep navorsing gedoen het oor die goed wat in die boeke gebeur, en dat ons vanmôre dan nou net kon stil staan by die inleidingsboodskap, inleiding van die brief, die eerste brief van Johannes. Sal u asseblief vir ons in ons gedagtes hier ook seën om Jesus ontwil. Amen.